hoor, is dat, ek weet, as sulke insidente gebeur, die eerste ding wat gewoonlik aan 'n mens hart opkom is die vrees en die angs en die bang wees en baie keer dan wil ek amper sê, jy wil kop verloor en weghardloop. Maar dit wys net weer die autoriteit wat ons in die Here het. Amen. As ons die naam van die Here gebruik, as ons bid, ek wil weer sê, as ons nou onthou wat ons Woensdag aand ook gesê het, die wat hier was, ons autoriteit is in Jesus Christus, in sy naam, daar is nie enige ander jail of enigiets anders wat ek hoef te doen. Amen. As soos wat sy gesê het, in die naam van Jesus. Dis al wat jy hoef te doen, in die naam van Jesus. Want dit is in daardie naam wat hy sê, jy kan van 'n berg sê, lig jou op, werp jouself in die see. Amen. Daar's niks anders wat ons hoef te doen. Daar's nie olie wat jy moet smeer nie, daar's nie druiwesap wat jy moet gooi nie, daar's nie sout wat jy moet gooi nie. Dis net in Jesus naam. Amen. Die duiwel weet, meer as enige iemand anders, die krag van Jesus se naam. Yes. Dis onbeskryflik om vir jou te sê hoe bang hy is wanneer God se mense Jesus se naam uitroep. Julle weet en besef miskien nie, want ons sien dit nie in ons oog raak nie. Maar die duiwel vlug weg wanneer kinders van die Here die naam van Jesus roep. Yes. En ons dank saam met hulle as 'n familie dat die Here hulle beskerm het en noodeenvoudig deur op te staan en te sê in die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Mag ons daarom, wanneer ons ook praat oor die naam van Jesus, besef dat as ons gees vervuld is, as kinders van die Here, vol is van die gees van die Here, het ons daardie soveel meer vrymoedigheid om die naam van Jesus te kan gebruik in moeilike situasies, om met autoriteit op te staan, ook met die gesag van die Heilige Gees wat in ons is, want as ons nie weet wat reg om te bid, of om te sê, of om te doen nie, tree die Gees vir ons in. Amen. Ek wil hê, dit is belangrik, want as jy na die leer luister, dan besef jy, hulle het nie eintlik geweet wat om te doen nie. En deur die Gees, onuitspreeklik, kom dit op, die naam van Jesus bid. Verstaan nie hoekom dit so belangrik is om gees vervuld te wees. Efesiërs 5 vers 18, die tweede deel van die vers sê, inteendeel word vervul deur die Heilige Gees. Die ou vertaling sê, maar word met die Gees vervul, en die Nuwe Lewende vertaling sê, nee, laat die Heilige Gees julle lewe volmaak. En die Amplified Bible sê, be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Dis mooi. Dis eintlik waarop dit alles neerkom wat ons vanmôre oor praat. Die Gees van die Here wat in my is, in my woon, wat my lei in 'n gevaarlike situasie, hoe om te bid, hoe om op te tree, wat om te sê, wat om te doen. Jy sê, een van die mees besonders ondervindings wat enige kind van die Here in sy of haar lewe kan hê, is om vervul te word of gedoop te word met die Heilige Gees. Amen. Jou wedergeboorte is 'n awesome belewenis. Dit is 'n belewenis wat jy het en jy werklik voel hoe dat die las van jou skouers afval wanneer jy jou sonde bely en jy vergifnis van die Here ontvang. Maar kan ek jou sê, wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, is dit so 'n opwindende gebeurtenis, belewenis, dat jy so gevul word met die blydskap en die heerlikheid van die Here, en dat jy ook dan die krag en die sterkte van die Here in jou gees en in jou hart beleef en ervaar. So, wanneer 'n mens sou praat van die werk van die Heilige Gees, dan dink ons veral aan die vervulling of die doping met die Heilige Gees.
Vervulling, dooping in die Heilige Gees is wisselterme vir dieselfde ding. Praat van, jy word gedoop in die Heilige Gees of jy word vervul met die Heilige Gees. Maar dis belangrik, wanneer ons praat van 'n werk of die werk van die Heilige Gees in ons, dan dink ons meer besonders as enige iets anders aan die vervulling van die Heilige Gees in ons lewens. Veel meer as baie ander dinge wat partykeer, jy weet, vir ons interessant of mooi mag lyk. En die vervulling of die dooping met die Heilige Gees is baie vroeg al aan die gelowiges beloof. Trouwens alreeds in die Ou Testament word dit beloof. En toe die Heilige Gees uitgestort word op Pinksterdag, kon Petrus, terwyl hy vir die mense verduidelik wat besig is om te gebeur, vir hulle te sê, luister, julle het lankal gehoor, lankal die boodskap gehoor van dit wat sou gebeur. Die Here het lankal reeds vir julle gesê wat hy vandag gaan doen. Dit wat julle nou sien, is dit waarvan die profeet Joël in Joël 2 vers 28 en 29 praat. Kom ons lees dit. Na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense. Dan sal julle seuns en julle dogters profeteer. Julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Selfs op die slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort. Lang voor Jesus op aarde geloop het in die gestalte van 'n mens, word die uitstorting en die vervulling van die Heilige Gees reeds beloof. So op die dag van Pinkster, toe die tonge van vuur hulle self verdeel en op die mense gaan sit en daar die geweldige geluid van die rukwind is en die mense in die boventrek begin in tale praat soos wat die Gees van die Here vir hulle gegee het om uit te spreek en die mense verstom staan oor dit wat gebeur. Skielik binne in die hart van Petrus weet hy, hierdie is dit wat die profeet Joël van gepraat het. Amen. Daar was nie voor die tyd mense wat Petrus, sou ek kon sê, in 'n Bybelskool kon gaan leer van, onthou nou eendag wanneer dit en dit gaan gebeur, dan sal jy weet, okay, dan kan jy vir die mense dit sê. Petrus, die ander disippels, nie die fariseërs, die skrifgeleerdes van sy tyd, het geweet hoe dit gaan werk en hoe dit gaan lyk die dag wanneer God sy gees gaan uitsteel, soos wat hy in Joël beloof het. Maar die dag toe dit gebeur, toe weet Petrus wat daar die vervulling met die Heilige Gees is so 'n besonderse belewenis, dat die dag toe dit gebeur, en die Gees van die Here binne in hom lewend word, en die Gees van die Here vir hom lei en help, en leer oor dit wat die woord van die Here leer, toe kon hy dadelik een by mekaar sit en kon sê, dit wat nou gebeur het, is dit wat Joël beloof het. Dit wat nou gebeur het, ouens, dis wat Joël vir ons beloof het, dis wat julle nou sien, dit is wat julle nou hoor, en hy verduidelik vir die mense wat het gebeur. Dit is so kosbaar. Weet jy, broers en susters, weet jy wat maak my opgewonde? As die Heilige Gees ons harte en ons lewens vul, dan maak hy die woord van die Here in ons harte vir ons wakker. Amen. Dan begin ons skielik verstaan, dis daar wat die woord gesê het. Ek gaan en ek, jy weet, beleef iets in my lewe. Ek gaan deur 'n situasie, ek gaan deur 'n omstandigheid. En skielik in my hart word 'n Bybelvers wakker. Iets wat die Here gesê het, wakker, en hy herinner my, dis wat die Here daar reeds beloof het. Net so ook in my lewe, in my stryd en omstandighede wat ek ook maak, sal daar 'n dag kom, dan sal die Here my soos wat hy ook vir my suster gedoen het, herinner, roep my aan in die dag van benoudheid. Amen. Hallo, Yes. roep my aan, roep my naam. My naam is 'n groot sterk toring, die wat behoeftig is, hardloop en vlug daarheen en vind skuiling. Jesus, die sterke toring waar ek skuil. Jy verstaan,
Die vervulling met die Heilige Gees is juist dit wat Jesus beloof het. Hy sal julle herinner aan alles wat hy gesê het. Dis so 'n kosbare, wonderlike belewenis. Weet jy wat vir my kosbaar is? Die Fariseërs, die skrifgeleerdes, Petrus, hulle wat vir 3 jaar saam met Jesus geloop het en rondom die skrif geleer het. Hulle die, kan ek sê, die verstandkennis gehad van alles wat die skrif sê. Hulle weet, as jy nou so sê, as hulle 'n speltoets sou skryf, dan sou hulle seker 9 uit 10 vir die speltoets geken het, hulle het alles geken. Maar tot dan toe het hulle nog nie noodwendig geweet hoe dit wat hulle ken toe te pas, te implementeer, te vat en te besef, dis waarvan die Here praat nie. Maar as hulle vol was van die Heilige Gees, kon hulle onmiddellik weet, dis waarvan die Here praat. So ook in jou lewe. Jy kan baie Bybelkennis hê. Jy kan self die Bybel uit jou kop uit opsê, maar dit is nie nog noodwendig dat jy dit prakties kan toepas of verstaan in jou lewe nie. Maar veral die Gees van die Here, wanneer jy vol word, is daardie een wat vir jou dit onmiddellik lewend maak, sodat jy dit kan toepas en kan gebruik en die woord werklik in jou lewe kan werk. Prys die Here daarvoor. Matteus 3 vers 11. Johannes die Doper kom, hy sê, ek doop julle wel met water, met die oog op bekering. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek, en ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Amen. Wow. Net voordat ek verder gaan, Handelinge 2:33 van die 2 saam. Nadat hy tot aan die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort en dit is wat julle sien en hoor. Iets wat baie belangrik is. Ons verwagting om gevul te word met die Heilige Gees moet op Jesus gerig word. Want hy is die een wat die Heilige Gees ontvang en hy is die Heilige Gees wat dit hy is die persoon wat die Heilige Gees op ons uitstort. Geen ander persoon, geen prediker gee vir jou die Heilige Gees. Amen. Amen. Geen ander iets gee vir jou of stort die Heilige Gees op jou uit nie. Kan ek jou sê, jy hoef nooit ook bang te wees dat die duiwel of 'n demoon iets op jou kan uitstort as jy vir die Here Jesus vra om jou te vul met sy Gees. Daar kan nooit 'n bose gees in jou kom as jy vra dat Jesus jou vul met die Gees, want hy is die een wat die Gees van God uit die hand van God die Vader ontvang en uitstort en vir ons gee. Johannes het gesê, ek doop met water tot bekering. Daar kom iemand na my. Hy doop julle met die Heilige Gees en met vuur. Die doop met die Heilige Gees is iets wat Jesus gee. Dit kom nie van die duiwel af nie, dit kom ook nie van 'n demoon af nie. Vergeet dit. Daar's soveel, kan ek sê, kerkinstansies wat vir mense probeer vertel, dit wat gebeur is demonies of duiwels of nie van die Here nie. Maar dit is presies wat die woord sê Jesus gaan doen. Amen. En dit is presies wat hy gedoen. Dit kom van nêrens anders as van Jesus Christus af. En jou verwagting moet van Jesus Christus wees. Bid en vra in Jesus se naam vir die vervulling met die Heilige Gees. Amen. Sien die pastoor wat jou vul met die Heilige Gees. Ek kan saam met jou bid en ek kan vra dat Jesus jou doop met die Heilige Gees. Ek kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. Nie die paus van Rome kan jou doop met die Heilige Gees nie. Nie Prophet Joshua in Nigeria kan jou doop met die Heilige Gees nie. Jesus Christus is die vervuller met die Heilige Gees. Amen. Ek wil hê jy moet jou hart en jou verwagting op Jesus fokus en hom vra om jou vandag opnuut vol te maak met sy Gees en met sy heerlikheid. Die fout
wat deur baie mense en ook kerklike tradisies gemaak word, is dat hulle die kragtige ondervinding van die vervulling met die Heilige Gees op 'n logiese manier probeer verklaar. Soveel keer in die lewe, eintlik van jongs af en veral ook in die bediening, waar ek soms met mense moes deel oor die vervulling met die Heilige Gees, dan vind ek dat mense iewers te probeer 'n logiese verklaring en beskrywing kry om te kan verduidelik, jy weet, hoe dit werk, of stap 1, stap 2, stap 3, of dit moet so wees, of jy weet, binne die konteks van dogmatiese kennis en die goed. Jy moet bly verstaan, die vervulling met die Heilige Gees is nie iets wat met logika beskryf en verstaan kan word nie, want dit is 'n bonatuurlike werk van God in 'n mens. Amen. Dis miskien hoekom soveel mense daaroor struikel en tekort skiet, want hulle probeer dit verstaan en verklaar. 'n Bonatuurlike, 'n wonderwerk is nie iets wat jy kan verklaar nie. 'n normale ding kan jy gaan verklaar. Ek bedoel, as die weerlig begin slaan en dit begin reën, dan kan die wetenskaplikes vir jou 'n verklaring gee hoekom die weerlig slaan, en dan sal hulle vir jou sê die wolke wat heen en weer gaan veroorsaak breinwinge en dit maak statiese elektrisiteit en dan bou dit soveel op, en as dit nou so baie is, dan is daar iets op die aarde wat nou daai statiese elektrisiteit trek en koeps, dan slaan die weerlig. En dan sal hy nou vir jou vertel, ja, en dan staan nou die lugdruk wat nou so en so is, en dan op 'n sekere stadium is die lugdruk so, en dan begin die water, die ys nou val, en dan smelt hy, en as hy op die aarde kom, dan sê hy nou reën, en dan hulle kan dit vir jou verklaar. En dis goed en wel, want daar's niks fout daarmee om dinge te kan verklaar ook nie. Maar dan is daar in die riekalm van God, waar dinge gebeur wat nie verklaar kan word nie. Ons praat van wonderwerke. Amen. Ons praat van wanneer die Here mense gesond maak, onder andere, wat die dokter sê, wel, jy kan nooit gesond word nie. Jy het hierdie siekte toestand, jy moet die res van jou lewe daarmee saamleef, dit of dat, of so. Ons het al soveel keer bonatuurlike genesings gesien, ons het al gesien hoe dat mense wat wetenskaplik met rasionaliteit gedoem is tot 'n reistool vir die res van sy lewe opstaan en loop. Dit het ons ook al gesien. Kan jy dit verklaar? Nee, ek kan dit nie verklaar, want dit moet nie so werk nie. Logika sê dit behoort nie so te werk. Nou so is die vervulling met die Heilige Gees. Dis nie 'n logiese ding wat jy kan verklaar nie, want dit is 'n bonatuurlike werk van God alleen. Amen. Dis hoekom ook dit nie kan werk dat iemand vir jou voorsê, wanneer jy vir jou gebid word met die vervulling met die Heilige Gees, sê jy agter my aan en dan nou vir jou probeer leer om in 'n vreemde taal te praat. Dis 'n bonatuurlike werk van God. God gee dit vir jou of jy het dit nie. Dis maar net hoe dit werk. So wat moet gebeur is, jy as mens moet dit as 'n spesiale geskenk van die Here beleef, ontvang en glo. Dis hoe eenvoudig dit is. Amen. Dis 'n geskenk van die Here. Dis nie iets wat jy moet verklaar nie, dis nie iets wat jy moet verstaan nie. Dis iets wat jy van die Here moet ontvang, dankie voor sê en glo. Weereens, jy sal dit in jou hart van harte weet. Dit is wat Petrus op Pinksterdag gedoen het. Hy het in sy hart geweet, want onthou, die Here het kort voor dit ook vir hulle gesê, hulle moet nie weggaan uit Jerusalem nie, hulle moet gaan wag totdat hulle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons sien nie dat die Bybel vir hulle beskryf wat sou gebeur. Joel het voorheen gepraat van sekere goed wat sou gebeur, maar ook nie presies wat op Pinksterdag sou gebeur nie. Maar die oomblik toe die wonderwerk gebeur, toe weet hy in sy hart van harte. Dieselfde ook met jou. Die oomblik as jy vervul word met die Heilige Gees, sal jy weet dat jy weet. Amen. Ons sal volgende week gaan ons nou meer praat oor die eerste algemene teken van die weet ek is vervul met die Heilige Gees, naamlik en hulle het gespreek in 'n ander taal. Moenie die fout maak om te dink dat wedergeboorte en vervulling met die Heilige Gees een en dieselfde ondervinding is nie. Dit is nie.
Wedergeboorte is iets wat deur die Heilige Gees in jou lewe gewerk word. Ja, want die Heilige Gees werk in jou lewe. Dis die Heilige Gees wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dit is die Heilige Gees wat jou oortuig, jy moet jammer wees oor jou sonde, en jy moet dit bely, en jy moet die Here vra om jou te vergewe. Dit is hy wat in jou werk, maar dit is nog nie die vervulling met die Heilige Gees nie, want die vervulling met die Heilige Gees en wedergeboorte in die skrif is twee duidelik onderskeidbare gebeurtenisse of belewennisse in 'n mens se lewe. Die Bybel leer dat wedergeboorte is 'n absolute vereiste vir die vervulling met die Heilige Gees. Nommer 1. Jy moet eers wedergebore wees voordat jy vervul kan word met die Heilige Gees. Amen. Dis 'n belangrike ding daar. Interessant, jy hoef nie in water gedoop te word voordat jy vervul kan word met die Heilige Gees nie. Jy dit ook geweet, want wedergeboorte is die vereiste. Cornelius en sy huisgesin, toe Petrus die woord aan hulle bring, toe word hulle gelowig. Hulle aanvaar Jesus as verlosser en saligmaker en onmiddellik word hulle vervul met die Heilige Gees. En Petrus weet, want hy sê, ons het hulle gehoor praat en dan het hulle net soos ons aan die begin. Weereens die kenmerk. En eers toe is hulle gedoop in water. Maar om vervul te word met die Heilige Gees, moet jy eers tot bekering gekom het, want jy kan dit nie ontvang as jy nie glo in Jesus Christus nie. As jy nie kind van die Here is. Die Bybel leer, jy moet weergebore wees, om werklik vir die Here te kan vra, maak my vol. Wedergeboorte is nie dieselfde ding as kerklidmaatskap nie, het jy dit ook geweet? Wedergeboorte is wanneer jy tot die besef van sonde kom, jy jou sonde voor die Here bely, en dit vra dat die Here jou vergewe daarvoor, en jy Jesus Christus aanvaar as jou saligmaker, dis wedergeboorte. Amen. Jy kan nie vervul word met die Heilige Gees alvorens jy tot bekering kom nie. Maar ja, ek gaan dit dalk weer sê. Ek wil tog net ook op hierdie stadium sê, maar jy het nie die vervulling met die Heilige Gees nodig om hemel toe te gaan. Jy het net wedergeboorte nodig om hemel toe te gaan. Pas op dat ons nie mense 'n onnodige las oplê, mense laat skuldig voel omdat hulle dan nou nie soos almal van ons in tale praat of wat ook al, en nou sê ons nie, hulle gaan nie hemel toe gaan nie. Ek onthou daar was 'n tyd dat dit so gesê was. Ek het groot geword in my lewe dat dit al die indruk was. Maar dis nie waar. Enigste vereiste wat Jesus vir Nikodemus gesê het, Nikodemus in die nag na hom toe kom, as iemand nie weergebore deur water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. Nou daar word hier sommige gesê dat die Heilige Gees eenmaal aan die kerk gegee is, en dat as jy lid van 'n kerk word, jy ook outomaties die Heilige Gees ontvang. Broer en suster, dis nie skriftuurlik nie. Want hy kan 'n lid van 'n Christelike kerk wees sonder dat hy Jesus Christus aanvaar as verlosser en saligmaker. Dis waar. Dis vir my baie interessant, baie mense is Christene, bloot vir die feit, daar moet iewers wees iemand wat my trou en iemand wees wat my begrawe. Dat jy sal daai selfde persoon sien wat 'n Christen is, wat sê hy aan 'n kerk behoort, nooit die kerk bywoon nie, en eintlik nie veel met die Here eintlik anders te doen wil hê as dat iemand met dan 'n mooi preekie dag as hulle my begrawe. Ek sny nou 'n bietjie hard daarin, maar miskien is dit nodig. Miskien is daar iemand wat ook gaan luister na dit. Soveel mense sit by die huis kwaad vir een of ander rede oor die kerk, en die predikant, en die ouderlinge, en die ander mense in die kerk, en alles. Hy sê hy's 'n Christen, maar hy gaan nooit kerk nie. Hy is wel lidmaat, of hy was, ja, iewers te jare terug, is sy naam op 'n kerkregister, en hy dink, that's it. Jammer, die woord leer, jy moet weergebore word, Amen. om die koninkryk van God te behaal. Amen. Kerklidmaatskap is nie dit nie.
En my gebed is werklik dat die Gees van die Here jou sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dat jy Jesus sal aanvaar as verlosser en saligmaker. Yes, en gaan kerk toe, woon kerk by. Yes. Want yes man, niemand is nog volmaak nie. Maar ja, dit kan nie wees nie, want die vervulling met die Heilige Gees, hoekom ek sê, dis nie net bloot lidmaatskap nie. Die vervulling met die Heilige Gees is 'n baie persoonlike belewenis en 'n definitiewe belewenis as eerder 'n algemene kerk dogmatiese stelling. 'n Persoon wat vervul is met die Heilige Gees weet iets het gebeur in sy lewe. Amen. 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 Dis nie net 'n kerk dogma stelling nie. Iemand wat gevul is met die Heilige Gees, wat beleef het dat dit 'n stroom van lewende water is wat uit die hart uitvloei. U sal weet waarvan ek vandag praat. En dit is nie dat ek vir enige iemand anders wat dit dalk nog nie soos ek dit beleef het of ervaar het, nie beleef het sê jy's 'n tweederangse Christen nie. Absoluut nie. 'n Kind van die Here is 'n kind van die Here. Daar's nie 'n tweederangse en 'n eersterangse Christen. Amen. Maar wat ek vir jou wel wil sê, die vervulling met die Heilige Gees is 'n kenmerkende belewenis wat jy sal weet, dat jy sal weet. Dis hoekom Petrus kon uitroep en daardie dag sê, dis waarvan Joel gepraat het, julle sien dit nou, kyk hier, kyk hier, kyk hier. Dis hoekom toe hy by die huis van Cornelius was en die Heilige Gees op hulle gekom het en hy kon sien te sê, hoekom het hy hierdie heidene gedoop, want hulle die Heilige Gees ontvang soos ons aan die begin. Dis 'n duidelik herkenbare, uitkenbare belewenis wat 'n mens het. Die vervulling met die Heilige Gees is ook nie 'n sakrament nie. 'n Sakrament is iets sigbaar. Sakrament is soos wanneer ons nagmaal hou. Dis 'n sakrament. Dit beeld die kruisiging en die opstanding van Jesus. Dit beeld sy lewe wat hy gegee het, sy liggaam en sy bloed wat gestort is. Die doop is 'n sakrament. Dis 'n sigbare uitbeelding van 'n persoon wat vir die ou mens het hy gesterf, hy is weergebore. Die doop sê, ou mens het gesterf, hy word begrawe in die doop, en dan net soos Christus, die simboliek, die teken is, hy staan uit die dood uit op. So dit is 'n simbool. Die dooping in die Heilige Gees is nie 'n sakrament nie, want dit is nie die simbool van iets nie. Amen. Dit is 'n belewenis. Jy sien, dit is ook nie 'n sakrament wat, soos wat sakramente in die kerk bedien word deur predikante en mense, ander gelowiges. Die predikant gee die nagmaal, deel dit uit, of die predikant doop, of die ouderlinge doop, of wat nie. Die dooping in die Heilige Gees kan nie deur die priester, die pastoor, die dominee, wie ook al vir jou gegee word, soos wat hy vir jou 'n nagmaalbroodjie in 'n glas druiwesap sou gee. Of soos wat hy jou, dis iets wat Jesus jou gee. Onthou, ek het jou van die begin af gesê, Jesus is die doper in die Heilige Gees. Amen. Nie 'n mens nie. Ek kan hom dit nie vir jou gee nie. Jesus alleen is dit wat die Heilige Gees oor jou uitstort. So dit is nie dood 'n sakrament nie. Daar's baie voorbeelde in die Bybel waarvan mense gebid word met die handoplegging en so meer. Handoplegging is 'n Bybelse beginsel ook. Maar dit is nie deur die oplegging van my hand dat ek die Heilige Gees na jou toe kan oordra nie. Ek kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. Ek lê my hand op jou, ek bid saam met jou, want die Bybel sê ons bid ook so vir mekaar. Maar dit is Jesus wat jou vul met die Heilige Gees. Yes. Ek kan jou nie doop met die Heilige Gees nie. Ek kan jou net doop in water. Maar nie met die Heilige Gees nie, want Jesus Christus alleen Amen. is die doper in die Heilige Gees. Die vervulling met die Heilige Gees is ook nie maar net bloot 'n geloofsveronderstelling nie. Met ander woorde, dogma, iets wat ek glo nie. Met ander woorde, dat jy eintlik maar net moet glo dat jy wel die Heilige Gees het en dis genoeg. Geloof is van groot belang om die belewenis van die Heilige Gees doop deur te maak. Maar die dooping in die Heilige Gees is 'n baie werklike en 'n realistiese ondervinding, 'n ervaring, en die persoon wat met die Heilige Gees gedoop word, weet dit. Amen. Dis nie maar net, okay nou, broer, suster, glo nou maar net, jy het dit. Dis meer as dit. Ek sê weer vir u, dis 'n belewenis.
En dit is 'n kosbare belewenis. In my lewe, in die bediening saam, jare saam, het ek al hoeveel keer gekry, dat mense wat gevul word met die Heilige Gees, goed in die kerk waar ons vir mense saam bid, jy sien dit is altyd 'n kosbare belewenis, dan staan mense vir wie dit nogal partykeer moeilik is, en hulle lank bid en die goed, maar dan kom jy, dan kry jy dat mense, wil ek sê partykeer, hulle bel jou, of hulle hardloop na my toe, as hulle by die kerk om vir my te vertel, weet jy, ek wil vir jou vertel, die Here het my gevul met die Heilige Gees, dit en dit en dit en dit het met my gebeur. Dit was nie net, ek het geglo, ja pastoor, ek het dit nou nie. Hulle kom met so bruisende opgewondenheid om vir jou te sê, wat het hulle beleef. Amen. Ek het gehad dat mense in hulle sitkamer besig is om te bid, hulle daaglikse stilte tyd te hou. Yes, ons het, die persoon van wie ek praat, het ons baie voorgebid. Jette jong, en baie gebid. En niks het gebeur nie. En die persoon sit in haar sitkamer en sy is besig om te bid, soos sy elke dag doen, en skielik kom haar bediende by haar en sê, mevrou, is daar fout, wat's fout? Jy snaaks. Toe kom sy agter my, sy sal dan al besig om in tale te bid. En haar bediende is skoon bekommerd. Ander keer, 'n dame is in die hospitaal, en ek gaan 'n hospitaalbesoek doen, en ek kom by haar, maar weet jy, sy spring amper uit die bed uit, toe sy my sien van blydskap. Weet jy, ek wil vir jou iets sê, weet jy wat, gisterand toe ek so hier in die hospitaalbed lê, en ek het soveel pyn, en ek bid, en toe ek weer agterkom, toe sy besig om in 'n taal te bid, en weet jy hoe goed voel ek kan nie wag om vir jou te sê. Want dit is 'n persoonlike ervaring en belewenis wat jy weet dat jy weet. Amen. Jy sien, ek kom nou weer by dit. Ons moet ook reg verstaan dat die vervulling met die Heilige Gees is nie 'n vereiste om hemel toe te gaan nie. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Slegs wedergeboorte is die enigste vereiste vir 'n persoon om hemel toe te gaan. Maar die vervulling met die Heilige Gees is bedoel om ons as gelowiges toe te rus vir ons lewens met bonatuurlike krag. Die uitdagings wat ek en jy deurgaan in die lewe. Die Here het gesê, hy los ons nie soos weeskinders op ons eie nie. Amen. En dis wat ek vroeër ook gesê het, wat so kosbaar is, dat as ek 'n moeilike ding deurgaan, soos wat my suster getuig het, toe hulle beleef, hulle is in gevaar, hulle lewens word bedreig, dat die Gees van die Here in haar herinner om die naam van Jesus uit te roep. Amen. Met moed, want dit kan net die Heilige Gees wees, wat jou in hierdie gevaarlike situasie 'n vrou uit haar voertuig te laat klim, haar hande te laat opsteek en die naam van die Here aan te roep, te midde van 'n klomp dronk mense wat hulle lewens bedreig. Dit kan net die Gees van die Here wees. Amen. En dit is waar God sy Gees vir ons gee. Nou, hier op aarde wat ons het die krag, die werk, die ondersteuning van sy Gees nou nodig, hier waar ons leef. Amen. Eendag in die hemel, wanneer ons daar is, gaan ons dit nie meer nodig hê nie. Maar dit is vir hier en nou, want julle sal met krag, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees Amen. oor julle kom. Die vervulling met die Heilige Gees is iets wat God uit genade vir 'n mens doen. En dit is hoe dat God homself op 'n persoonlike en onmiddellike en 'n baie innige, intieme en 'n blywende manier aan mense bekend maak. Jy beleef God meer intens as ooit vantevore. Dis meer as net bloot verstandskennis wat jy 'n klomp goed weet. Dit doen hy deurdat hy mense op 'n besonderse wyse onder die beheer van sy Gees stel. Jy word onder die beheer van die Heilige Gees geplaas. En wanneer die Heilige Gees groter beheer oor jou uitoefen, bring dit mee dat Jesus ook 'n groter werklikheid vir jou word. Amen. Hoe meer die Gees van die Here jou beheer, hoe meer werklik word Jesus vir jou. Soveel so dat Jesus selfs vir dronk mense wat jou bedreig 'n werklikheid word. Amen. Ek wil hê hierdie getuienis van môre pas fantasties by die woord. Dit help ons. Want Jesus
word 'n groter werklikheid as enigiets. Want jy sien, dit kan iets wees waarvan jy van kleins af in die sonnaskool geleer word van Jesus, en jy weet van hom, maar hy is nie noodwendig 'n werklikheid. Maar dis kennis. Maar hy word 'n groter werklikheid as ooit van tevore, wat jy beleef, daardie innerlike, intieme belewing. Nou goed, dit help verder, dat daar ook 'n groter oorgawe en diepte in jou aanbidding is. As Jesus 'n groter werklikheid vir jou word, is daar baie meer oorgawe en diepte in jou aanbidding. Amen. Dis onbeskryflik. En dit is belangrik om te weet, dat die vervulling met die Heilige Gees is 'n toerusting met God se krag. Krag om 'n lewe van heiligmaking te leef, en krag om 'n lewe van oorwinning te leef. Dit is hoekom dit belangrik is. Dit is hoekom die skrif ons aanmoedig en sê, word met die Heilige Gees vervul. Onthou julle wat ons gelees het aan die begin, Efesiërs? Inteendeel, word vervul deur die Heilige Gees. Die Nuwe Lewende Vertaling, nee, laat die Heilige Gees julle lewe volmaak, en die Amplified het gesê, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Amen. Constantly guided. Begeer jy nie ook vanmôre? En alles jy vervul met die Heilige Gees, daar's 'n skrif wat sê, dat daar ook tye van verkwikking kom, met ander woorde, weer en weer net 'n nuwe invulling, in 'n nuwe uitstorting, sodat jy in jou gees en in jou innerlike mens verkwik word. Begeer jy dit nie ook vanmôre? Kom ons vra die Here daarvoor. Ons Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons bid uit ons harte uit en ons sê ons begeer so om volgemaak te word met die krag en die heerlikheid van U Gees. U het dit vir ons beloof. Ons maak ons harte vanoggend oop, Heilige Gees, dat U sal kom en in ons woon. Jesus, ons nooi U dus om ook soos op Pinksterdag die Heilige Gees oor ons uit te stort. U het die Heilige Gees van die Vader ontvang. Stort hom asseblief in ons harte en in ons menswees uit. Want ons kan nie meer sonder U Gees nie, Here. Ons kan nie sonder U Gees nie. Ons verlang so daarna in Jesus naam. Amen.